Nou ja, dan ons probeer weer. Goeiemôre gemeente. Het is 'n wonderlike voorreg om hier te wees en ons eer die Here daarvoor, né? Het was nou nie in my beplanning om hier te wees vanmôre nie, maar toe hulle my skakel, toe sê ek nie, ek sal daar wees. So ons eer die Here daarvoor. So ek groet u vanmôre in sy wonderlike naam, die naam van Jesus Christus. Daar's geen mooier en beter naam as sy naam nie. En die wat my nie ken nie, my naam is Johnny Young, soos die jong man in Engels. Jy weet, daai tyd het hulle al die mekaar getrou, jy weet. My pa was 'n volbloed Engelsman en my ma was 'n volbloed Jacobs. So hulle het al daai tyd die mekaar getrou. Maar jy weet, ek is waarskynlik ook die jongste man hierso, né? Want as jy my nie glo nie, ek weet nie of julle 'n musiekwinkel het hier op Missiesvlei nie, ag op Sunny's Hof nie. Maar jy kan vir jou CD gaan koop en Rod Stewart het vir my 'n baie spesiale lied gemaak, Forever Young. En dit sal nooit verander nie. En ons loof die Here daarvoor. Nou ek wil vanmôre ook uit sy woord uit vir u 'n woord bring. Maar weet jy, baie jare terug was ek hierso in Sunny's Hof, hier by die ou stasiegebou. Daar was 'n koffiewinkeltjie gewees met die naam van Turning Point. Wie kan daai winkeltjie onthou? Ja, hier's 'n paar wat kan onthou van daai winkeltjie. Jy weet, dit was 'n geweldige inspirasie vir my gewees om te sien. Daar was 'n klompie vrouens hier wat betrokke was by daai ding. En hulle het gevoel, hulle wil die evangelie aan mense bedien, want daar kom koffie drink en so aan. En hulle het ook met ons gepraat en ek was so bly om te hoor dat hulle ook kinders van die Here was en wat 'n plan wil maak sodat Suid-Afrika kan verander. En weet jy, ek het gesien dat mense hulle harte aan die Here gegee het daar. Maar weet jy, ek het ook baie mense gesien wat daar ingekom het en maar net so uitgestap het en gesê het, ag, is 'n nice winkeltjie hier. Nou jy weet, jy kan ook vanmôre hier instap en in jou hart voel, man, ag, dit was nou 'n nice boodskap, jy weet. Ag, dit was nog wel 'n nice oggend in die kerk gewees, jy weet. En net so uitstap soos wat jy ingekom het. Maar weet jy, wanneer 'n mens onder God se woord kom, dan skil hy altyd iets af in ons lewens. Want hy hou van verandering, van vernuwing. Want dis waarvoor hy gekom het. Ons kan nie dieselfde bly nie. Ons moet altyd groei, nader en nader aan hom. En die goed van die wêreld moet afval van ons. Want ons moet net anders te wees. Maar weet jy wat tel ek op? Ag, ons mense is so bly as die Springbokke wen. Jy weet, ag, hulle juig, jy weet, en daai paviljoene is vol, joh. Maar wat die mense nie weet van Suid-Afrika nie, is dat ons besig is om 'n geestelike stryd te verloor. Ek weet, het jy gemerk hoe leeg raak ons kerke? Het jy al gemerk, ek het 'n bediening in die werksplek. Die Here het my geroep om die mense in die werksplek vir hom te bereik. Ek gaan in maatskappye in, en ek gaan in kantore en fabrieke in, want dis die plek waar jy die mense kry wat nie kerk toe gaan nie. Want 'n Sondagoggend is nie genoeg nie, my vriende. Ons moet meer doen, ons moet meer groei in die Here, ons moet daar buitekant die verskil gaan maak. En weet jy, dan sien ek in die werksplek hoe die mense al minder en al minder oor die Here praat. Ons lewe in baie ernstige tye. En ons lewe in gevaarlike tye. En ons lewe in 'n tyd wat God verlang dat ons Afrikaner volk sal terugdraai na hom toe. My vriende, ek en jy moet hierdie woord ernstig studeer, want as jou padkaart, as jy hom nie gaan studeer nie, gaan jy iewers langs die pad verdwaal. Nou ek wil hê dat jy jou Bybel vat en hom vanmôre oopmaak by Jeremia 24. Jeremia 24.
As jy nie 'n Bybel het nie, sit dit langs 'n Christen, hulle sal vir jou help, hulle deel graag hulle Bybels. Jy weet dat die Bybel is jou kosbaarste besitting wat jy het nie. As daai Bybel loop jy 'n pad mee. Jy weet die Here praat met jou deur daai Bybel. En jy maak merke en aantekeninge in daai Bybel. Dis jou Bybel, dis jou dagboek. Dit is jou padkaart wat God met jou praat, jy weet. As die Here met my praat, maak ek merke daar. En elke keer kom dit altyd terug. Jy weet ek is al 40 jaar op die Here se pad. En vir 40 jaar draai hy my soos op arendsplerke. En vir 40 jaar werk ek deur die Bybel. En die Here praat altyd deur sy woord. En sy woord word altyd nuut en vars. Al het jy 1000 keer iets gelees in die Bybel. Daai woord is lewend en kragtig. Ek weet ek was 5 jaar gewees by die Gideons en het ons Bybels geplaas, jy weet, en een swart man het in sy eie getuienis gesê by die Modderbee gevangenis. Ons het altyd jou klein nuwe Psalm en Nuwe Testament Bybeltjies uitgegee en hy het hom gevat. Maar hy sê in sy eie getuienis, ek het nie die Bybel gevat om hom te lees nie. Hy sê maar die Bybelse bladsye maak 'n lekker zol. Hy sê ek het Matteus, Markus en Lukas klaar gerook. En toe kom ek by Johannes. En ek sit alleen in my sel. En vir die eerste keer lees ek Johannes. En die eerste keer wat ek die Bybel lees. En daai aand rook Johannes my. En hy kom tot bekering, daai man. In 'n trompsel. Gee sy lewe aan God. Toe sy tyd op is in die gevangenis, toe vra hy of hy nie kan langer bly nie. Want sy werk hier is nie klaar nie. Jy sien my vriende, ek en jy van die Bybel te ligtelik op. Baie mense hanteer dit maar net as nog 'n boek. Maar dit is nie nog 'n boek nie. Dis God se lewende woord. Dit raak nog steeds siele aan. Dit verander die harte van mense. God gebruik sy woord om met ons te praat. En dit verander ons harte. Dat ons in lyn met hom kan kom. En dit is 'n wonderlike boek. Dit is baie harde werk. En jy weet, as hulle by jou inbreek, dan vat hulle alles eintlik. Maar ek sê altyd, hulle kan alles vat, maar hulle wil net nie my Bybel vat. Dit is my kosbaarste besitting. En ek wonder vanmôre, het jy hierdie Bybel so lief? Want as Jesus in jou hart is, dan sal jy graag sy woord wil lees. Jy weet, ek kan nou vir jou vertel, ons is baie naby aan die koms van die Here. Kan jy dink as Nehemia jou vra, hoe het jy van my boek gehou? Of ou Petrus, wat hy vra, het jy van my briewe gehou? Of Lukas, wat sal jy hom antwoord? Jy sien, baie mense lees nie meer die Bybel. Bring ook nie die Bybel kerk toe. Die Bybel gaan jy bitter nodig hê vorentoe. Hier kom swaar tye, mense. En ons moet terugdraai na God en sy woord. En weer dit ernstig optel. So ek wil van Jeremia 24 lees. En ek wil graag vir jou inspireer. En ek wil hê dat jy sal vanmôre besef wie God werklik is. Want hy hou ons in gedagte. Hy het ons so lief. So voordat ons die Bybel lees, wat moet ons doen? Julle kan maar hard praat, ek is 'n klein ouetjie, ek sien seermaak. Ons moet bid, né? Plein praat met God. Is so wonderlik dat ek met die Here oor enigiets kan praat in my lewe. Is so lekker om met hom te praat, jy weet, hy weet alles voordat jy nog praat, maar hy wil hê ons moet met hom kommunikeer.
En hy het 'n kanaal gegee wat strek van die hemel af tot op die aarde, wat ons gebed noem. En weet jy, hy hoor en verhoor gebede, né? Hy antwoord op wyse wat ek en jy nooit aan kan dink nie. O my vriende, as ek vir jou kan vertel van alles wat God in my lewe kom doen het in 40 jaar. En ek was 'n treindrywer vir 20 jaar. En ek het op elektriese treine gewerk, elektriese lokomotiewe. Vir 20 jaar, 1986, was ek 'n alkoholist. En ek was ver van God af deur 2 mislukte huwelike. Maar hy het gekom en my kom aanraak. En ek is wedergebore, gewas in die bloed van Christus. Weet jy hoe? Deur daai pragtige vrou vir my sê, sit hier iewers, ek sien haar nie. Weet jy waar kruip sy weg vanmôre? Waar sit jy my lief? O, daar sit sy man. Ek kyk skoon vermis verby haar. Ek het die mooiste vrou in die wêreld getrou. Ek wil jou vertel, toe gee sy 'n bandjie en sy druk op in my hand. Ek kan nie vir jou vertel hoekom het ek om in die bandspeler gesit. Maar daai band het God gebruik om my hele lewe om te keer. En dis die rede waarom ek hom so lief het. Want hy het my kom red. En my kom was in sy bloed. En dis hoekom ek sy woord so lief het. So ek wil hê ons moet saam lees, maar voordat ons lees, kom ons praat eers met hom. En ons vra dat hy ons harte in lyn met hom sal bring. Sodat ons kan verstaan en dan ook die toepassing sal. So kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê vir hierdie kosbare oomblik. Dis maar 'n klein deeltjie van ons lewe. Wat ons hier in die kerk by mekaar kom om U te verheerlik in die eerste plek. Maar ook Here om U toe te laat om te kom skil in ons lewe. Sodat U ons kan vorm na U wil. Maar Here, U weet ons het die Heilige Gees nodig. Want uit onsself kan ons niks doen nie. Ons sal hoor, maar ons sal nie hoor nie. Ons sal sien, maar ons sal nie sien nie. Die Heilige Gees kan ons oortuig van die waarheid. En daarom vra ons asseblief. Ag Here, seën ons met U teenwoordigheid. Laat die Heilige Gees elke hart in stemming bring met U. Dat ons in lyn sal staan as die woord na ons toe kom. Dat ons sal weet en verstaan en begryp. Maar Here, dat U sal kom skil. Asseblief, ons het U nodig. Suid-Afrika het U nodig. Die kerk het U nodig. Ek bid, Here, dat U in hierdie dae U Gees weer opnuut sal kom uitstort en ons mense weer terugdraai. Kom praat met ons, Here. Dis nou U geleentheid. Ons is maar net instrumente. En Here God, U ken elkeen hier by die naam. U ken hulle lewens. U ken hulle omstandighede. En U is die enigste waaragtige God wat weet wat om te doen. En daarom kom meld ons aan, Here, en ons sê, hier is ons. Praat met ons. Gee vir ons 'n leerbare gees, 'n aanvanklike hart en 'n verstand wat helder van begrip is. En mag U naam verheerlik word met alles wat gesê en gedoen word. In Jesus naam. Amen. Ek wil graag lees van Jeremia 24. Julle weet, Jeremia was genoem die wenende profeet, want in sy hele lewe en sy bediening het hy nooit vrug op sy arbeid gesien nie. So hy het baie moeilike dae gehad en hulle het hom verwerp, hulle het hom in gate gegooi, het hom geslaan
Maar Jeremia het getrou gebly aan die Here. En ek wil graag hier van vers 1 af vir julle lees. En ek gebruik graag die 53 vertaling. Dis vir my 'n wonderlike vertaling en dit het 'n geweldige invloed op ons Afrikaanse taal gehad ook. So hoor nou baie mooi wat sê die Here hier. Die Here het my laat sien en daar was 2 mandjies met vye reggesit voor die tempel van die Here. Nadat Nebukadneser, die koning van Babel, Jegonja en die seun van Jojakim, die koning van Juda en die vorste van Juda en die stede van die slotmakers uit Jerusalem in ballingskap weggevoer en hulle in Babel gebring het. In die een mandjie was baie goeie vye, soos die vroeë vye, maar in die ander mandjie was baie slegte vye, te sleg om te eet. En die Here het vir my gesê, wat sien jy, Jeremia? En ek het geantwoord, vye. Die goeie vye is baie goed, die slegte vye baie sleg, dis sleg om te eet. Toe het die woord van die Here tot my gekom en gesê, so spreek die Here, die God van Israel, soos hierdie goeie vye, so sal ek ten goeie aansien die ballinge van Juda, wat ek uit hierdie plek na die land van die Galdeërs weggestuur het. En ek sal my oog op hulle slaan, en ten goeie, en hulle terugbring in hierdie land, en ek sal hulle bou, en nie afbreek nie, en hulle plant, en nie uitruk nie, en ek sal hulle hart gee om my te ken, dat ek die Here is, en hulle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle 'n God wees, want hulle sal na my terugkeer met hulle hele hart. En soos die slegte vye te sleg is om te eet, waarlik, so sê die Here, so sal ek Sedekia, die koning van Juda, maak, en sy vorste, en die oorblysels van Jerusalem, wat in hierdie land oorgebly het, en die wat in Egipte land woon, en ek sal hulle 'n skrikbeeld maak, ekskuus tog, 'n onheil, vir al die koninkryke van die aarde, 'n smaad en 'n spreekwoord, 'n spot en 'n vervloeking, in al die plekke waarheen ek hulle verdrywe. En ek sal onder hulle stuur die swaard, die hongersnood, die pes, totdat hulle omgekom het uit die land, wat ek aan hulle en hulle vaders gegee het. Ek wil graag net tot sover vir ons lees. Jy weet, dit is baie gevaarlik vir 'n pastoor om illustrasies te gebruik om sy preek nou te demonstreer, jy weet, maar mense verstaan dit altyd verkeerd hier. Dit is soos die pastoor wat nou 4 flesse saamgebring, sulke glasflesse saamgebring het, voor op die tafel neergesit het, jy weet. In die eerste fles het hy genommer nommer 1 en hy het vrugbare grond daarin. En in die tweede een het ek 'n sjokoladesous ingehaal. En die derde een het sigarette rook ingehaal. En dan die vierde een het brandewyn ingehaal. Maar hy het ook 4 wurms gebring. En hy het in elke fles het hy 'n wurm gegooi. En toe het hy vir hulle die preek gegee en aan die einde van sy boodskap, toe sê hy vir die mense, hy sê, gemeente, ek wil bitter graag op 'n praktiese manier vir julle demonstreer wat ek probeer vir julle sê. Hy sê, kyk nou, hier in die nommer 4 fles is brandewyn en die wurm is dood. Hy sê, kyk nou hierso in die derde fles waar die sigaretrook is, die wurm is dood. Hy sê, kyk hierso in die nommer 2 fles waar die sjokoladesous in is, hy sê dit is, die wurm is dood. Hy sê, maar kyk hierso in nommer 1 fles, waar die grond vrugbaar is, floreer die wurm en hy lewe. Hy sê, mense,
Watter les kan ons vandag hier uit leer? En agter in die kerk steek ek Tannie haar hand op. Sy sê, pastoor, die les wat ons vandag daaruit kan leer, is as jy brandewyn drink, en as jy sigarette rook, en jy sjokolade sous drink, sal jy nooit wurms kry nie. Nou, jy moet met my saamstem dat sy dit totaal en al verkeerd verstaan het. Nou net so verstaan ons baie kere God se woord verkeerd. En so verstaan ons ook ons eie omstandighede verkeerd. En ek wil met jou praat oor die tema, goeie of slegte omstandighede bepaal nie jou toekoms nie. Jy weet dat Jeremia, die Here kom na Jeremia en hy vra vir hom 'n vraag. Hy sê, Jeremia, wat sien jy? Nou toe God vir Jeremia hierdie vraag stel aan hom, toe was Jeremia in baie slegte omstandighede, want die meerderheid van sy mense is weggevoer in ballingskap deur koning Nebukadneser. Maar weet jy waarvan ek vir Jeremia hou? Hy verloor nie sy fokus nie. En dis die probleem wat ons baie kere het. Dat wanneer daar haglike omstandighede is, moeilike dinge wat ons moet trotseer, dan verloor ons fokus. Maar Jeremia verloor nie fokus nie. Hy antwoord die Here, hy sê, ek sien 2 mandjies met vye. En dieselfde vraag kom na ons as gemeente toe vanmôre. Wat die Here vir jou vra, hoe sien jy vanmôre jou omstandighede? En ek is oortuig daarvan, as ek elkeen nou moes antwoord hoe jy jou omstandighede sien, gaan ons baie verskillende antwoorde kry. Maar weet jy dat die meerderheid van mense, wanneer die omstandighede moeilik raak en daar's uitdagings, dan die eerste een wat hulle uit na vinger wys, is die duiwel. Dis nou net weer die duiwel, jong. En die ander mense sê, nee, jy weet, dis maar die natuurlike gang van die lewe, jy weet. En ander sal sê, nee, dis seker maar verkeerde besluite wat ek gemaak het. Maar my vraag is, in jou omstandighede, waar pas God nou eintlik in jou omstandighede? Jy sien die mense vergeet van God baie maklik. Hy is betrokke by ons lewe. Hy sit nie iewers en vergeet van ons nie. Hy is die God wat jou omstandighede bepaal. Jou omstandighede bepaal nie wie God is nie, maar hy bepaal die omstandighede. Weer as ons nou praat oor Zimbabwe, dan sê jy hoor dat die mense sê, man, Robert Mugabe, hy het daai land opgemors, man. Dan vra ek vir die mense, okay, maar as dit nou hy is wat nou alles dit gedoen het, waar het God ingepas daar? Dan kan mense my nie antwoord. Wil ek jy nou vanmôre sê, God was betrokke by dit. Wat het die boere geplant daar? Tabak. En hulle het skatryk geword en duisende mense se lewens verwoes en verslaaf gemaak. En toe stuur die Here 'n Robert Mugabe om die plase terug te vat. Want hy kan hulle nie vertrou met die plase nie. Wat plant hulle nou? Voedsel. Dis 'n noodsaaklikheid. Jy sien my vriende, ons vergeet baie maklik dat in hierdie omstandighede waarin ek my bevind, dat God is daarby betrokke. Ons moet meer opkyk as afkyk. Meer fokus op God as op jou omstandighede. Nou ek wil jou vanmôre net met 3 gedagtes
wat ek vir jou bring. Weet jy wat, jy kan nie meer as dit met mense praat nie, want mense se gedagtes is baie kortstondig en dit verdwaal baie maklik. Ek weet daarvan. Ek was ook al in die kerk gewees, en voordat ek gered was, en weet jy waar gaan my gedagtes? Ek wonder of ek nou die kar gesluit het. En ek wonder of daai hoender nog in die oond is en of ek die oond afgesit het. En skielik dink jy weer aan die rugby van gister, of jy dink aan iets anders, want ons gedagtes dwaal so maklik. Maar God wil hê dat ek en jy sal vanmôre fokus op sy woord, en dat ons die woord sal inneem, want hy wil met ons praat. Nou die eerste gedagte wat ek wil na jou toe bring vanmôre, is dat God is in beheer van ons toekoms. In die eerste 2 verse maak hy dit baie duidelik aan Jeremia. As hy die vraag stel aan Jeremia, hy sê, Jeremia, wat sien jy? En dan sê Jeremia, Here, ek sien 2 mandjies vye. En ek sien dat die een mandjie het goeie vye, hulle is baie goed, maar dan sien ek die ander mandjie is slegte vye, te sleg om te eet. En God was besig om met Jeremia te kommunikeer oor die toekoms van Juda. Hy praat met Jeremia, want Jeremia was sy spreekbuis gewees. Jeremia moet dit aan die volk gaan deurbring. Jy sien, God is nog steeds in beheer van ons toekoms. Hy sit op die troon. En laat ek vanmôre vir u sê, hy is nie papa nie. Hy is Vader. Hy is God almagtig, onbeskryflik, heilig, ver bokant ons gedagtes. En hy is in beheer oor alles in hierdie wêreld. Selfs van nou mossie wat val, dan weet hy van hom. As niks in die wêreld wat met my en jou kan gebeur, waarvan God nie weet nie. En as jy in haglike omstandighede is, hy weet daarvan. Maar hy wil hê ek en jy moet besef, in sy hande is ons toekoms, en in niks anders nie. Hy bepaal die toekoms van elke mens. Vanmôre wil ek jou inspireer, dat jy sal besef, dat hy is die lewende God, en hy sit op die troon, en hy is in beheer van alles. Hy sê, ek sal jou oorgee aan jou eie begeertes. My vriende, hy is in beheer. Dis waarom hy die vraag stel aan Jeremia, en Jeremia antwoord op wat hy sien. Hy sien die werklikheid, maar God wil vir hom iets kommunikeer van die toekoms van Juda. En dan doen hy dit ook. Ek wil vanmôre jou sê, God is op die troon, in beheer van jou toekoms. Geen omstandighede is bo tot hom nie. Maar die tweede ding wat ek wil hê jy moet raak sien, hy sê aan Jeremia, hy sê Jeremia, daai mandjie met die goeie vye, dit verteenwoordig die mense wat weggeneem is in ballingskap, 10.000 van hulle. Jy weet, Jeremia het oor 'n tydperk van 30 jaar, het hy vir Juda gewaarsku, want hulle was ongehoorsaam aan die lewende God. Hulle het hulle rug op God gedraai, hulle het gepraat met hulle, het gepreek van hulle, hy het die waarheid gebring, hulle het nie geluister nie. En toe stuur God vir Nebukadneser. En Nebukadneser het hulle aangeval in 3 fases. In 3 fases oor 20 jaar. Nogtans het hulle nie geluister nie. En toe word hulle weggevoer. In hierdie tyd wat Jeremia 24 afspeel, is 579 voor Christus.
Maar die eerste keer het plaasgevind toe Daniel en sy vriende weg was 606 voor Christus. En die laaste keer was in 586 voor Christus, toe het die tempel verwoes. Maar hulle het nie geluister nie. Maar hulle is in ballingskap weggevat. Nou wie weet, hulle gesinne is uit mekaar uitgeruk. Hulle is weggevoer na 'n vreemde land, 'n vreemde omstandighede, vreemde voedsel wat hulle nou moet eet. Haglike omstandighede. Dis wat hulle gedink het. Maar nou kom God en hy sê vir Jeremia, hy sê, daai mandjie met die goeie vye, dis die mense wat in ballingskap geneem is. Ek gaan my oog op hulle hou, ek gaan my hand op hulle hou, en ek gaan hulle terugbring na hierdie land toe, en ek sal hulle bou, en ek sal hulle plant, en ek sal hulle nie afbreek nie, maar as ek hulle terugbring, dan sal hulle vir my ken, en hulle sal my dien met hulle hele hart, met hulle hele siel, met hulle hele verstand, en al hulle kragte. Hy vat hulle na 'n plek toe, wat vir hulle nie baie lekker is nie, maar hy vorm hulle na sy wil. My vriende, ons is in haglike omstandighede. Sê ons dit nie vir onsself nie. Kyk hoe lyk ons land. Ek weet die paaie val uit mekaar, die munisipaliteite val uit mekaar, daar is net niks wat regkom nie. Wat ek jou vertel, voor dit het ons al ons rug op God begin draai. En het ons gedink ons het wonderlike kerke, en die kerk het meer geword as God. Godsdienst het ons mense se lewens beset. En ek wonder of jy weet dat godsdienst is net 'n dop. Godsdienst kan jou beklee van buite af, maar kan niks van binne af doen nie. My vriende, ek wil vandag vir jou sê, ons het al lankal ons rug op God gedraai. Man, ons het diskos gehad, en ons het hierdie hole van drankneste en alles gehad. En ons mense het verslaaf geraak aan rook. Wie in die begin, en die kerke beklei die manne wat rook hier buitekant, maar met tyd het hulle dit aanvaar, jy weet. En met tyd het ons aanvaar, jy weet dat wat is verkeerd met ou biertjie, jy weet, en ons het dit begin doen, en die dobbelrary, ag man, dis ou geldjie wat ons maar inbring, en ek sal daarvan ook in die bordjie gooi vir die Here. Het ons nie ons rug op God gedraai nie. En wie jy vuil taal, het so deel geword van ons taal. O my vriende, ek wil vandag vir jou waarsku. Die Here pleit met ons dat ons moet terugdraai. Hy is 'n heilige God. Hy sê sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. Ek wil jou vanmôre ernstig inspireer dat jy sal daaraan dink. Waar bevind jy jou nou op hierdie oomblik? Weet jy wat is die belofte van die Here? As ons terugdraai na hom toe, dan sal hy ons plant, en hy sal ons bou, en hy sal ons nie uitruk nie, maar hy sal ons terugbring in goeie omstandighede. Maar dink jy, ons mense sal luister? Weet jy wat sien ek? Hoe hagliker ons mense raak, hoe verder gaan hulle van God af. Ons wys te veel vinger na God. Ons nou tyd om hand in eie boesem te sit. En die Here te sê, Here, my lewe is nie reg nie. Wat jy in my omstandighede wil doen, hier is ek. Verander my. Dis wat ons moet doen. En ek wil verwaardig. Hy gaan vir almal onderneem wat hulle teruggedraai het na hom toe. En hom lief gekry het. Dis die goeie vye. En ek jou vertel, dit gee smaak aan God.
Jy sien, hy bepaal jou omstandighede, maar hy het in sy hand ook jou toekoms. Maar die derde gedagte wat ek wil hê jy moet raak sien. Hy sê vir Jeremia, jy sien daai mandjie by die slegte vye, wat so sleg is om van te eet. Dit is hulle wat agtergebly het in Jerusalem, wat onder koning Sedekias. Ek gaan hulle uitwerp, verwoes. Ek gaan pessie stuur vir hulle. Ek gaan die swaard stuur. Hulle sal totaal uitgewis wees, want hulle het hulle rug op my gedraai. Jy weet, dis die voorland van baie mense in ons land. Hulle het die rug op God gedraai. In 94 toen die Bybel in die parlement gegooi het, en die Bybel in die skool uitgegooi, weet jy wat in ons predikante gesê? Dis 'n goeie ding, want dis die ouers se verantwoordelikheid. Hallo? Weet jy, my ouers was dobbelaars, perreweesies. Ons was meer in weeshuise as in by die huis gewees. En weet jy, hulle het ons nooit iets van die Bybel geleer. Maar weet jy waar het ek gehoor van die Bybel? In die skool. Ons het onderwyser gehad wat vir ons geleer het. Grootste fout wat hulle in Suid-Afrika gedoen het. Stoor die Bybel in die skool uitgegooi. Dis hoekom die kinders nou so goddeloos raak. O my vriende, die Bybel moet terug in die parlement kom. En God gaan hom terugsit daar. Hoor wat ek vir julle vandag vertel. Hy gaan hom terugsit in ons skole. Hy gaan hom terugsit in ons huise. Hy gaan weer 'n ereplek. Hy gaan sy naam gestand hou. Want hy is die almagtige God. Hy sê die mense wat in Jerusalem agterbly, ek gaan hulle verwoes. Die mense wat nie hoor nie. Weet jy, daar's mense in ons land. Hulle het kontakte op hoër gesag. En deur korrupsie en al dergelike dinge word hulle bevorder. Maar God sê, ek gaan hulle uitwis. Hulle tyd is op. Ja, dit lyk nou of die duiwel 'n partytjie hou in ons land, maar ek jou vertel, die Here gaan met hom deel. En hy gaan met mense deel wat aan hom behoort. Ek jou nou vertel, die omstandighede van daai mense mag dalk nou goed lyk. Want jy sien, die mense wat agterbly het in Jerusalem, hulle het gedink, die Here het vir ons guns gegee, ons het hier agtergebly. Daai mense wat nou in ballingskap is, hulle moes meer sonde gehad het as ons. Kyk net, hier is ons in ons eie land, ons eie gemak. Hulle moet seker iets gedoen het teen die Here, min wetend dat hulle goeie omstandighede is toe nie so goed nie, maar sleg. Wat dink jy, wat sê die mense wat nou in korrupsie betrokke is en wat beskerm word deur die wet? Hulle sê ons is 'n goeie omstandighede. Kyk hoe floreer ons. Maar God sê, hulle is in slegte omstandighede, want hy gaan hulle uitwis. My vriende, baie mense is onbewus van wat aan die kom is. Want daar is 'n almagtige God wat op die troon sit. Hy weet van alles. En ek en jy moet net in hierdie dag opkyk na hom. Dan sal ek en jy aan die kant toe gaan. In die hand van die Here. My vriende, God kan ons deur enige storm alles vat. Julle onthou mos toe Petrus op die storm was, toe die see so die boot getuister het. Jy weet hoe Jesus op die water geloop het. Toe was die disippels so bang, hulle sien 'n spook. Maar die Bybel sê dat die golwe het die boot getuister. Die Griekse woord vir daai tuister is batanetsu, wat beteken dat die golwe was nie daar om hulle te verwoes
of jy gaan heeltemal wegsak. Maar hy laat die keuse aan jou. Ek wil afsluit, luister. Daar's 'n plek waar alle mense ontmoet. Alle mense ontmoet by daai plek. Dis 'n plek van skeiding. Dis by die kruis. Jy weet ons land is vol kruise geplant. Nou baie mense kyk na die kruis, dan maak hulle 'n bespotting van die kruis. Ander mense kyk na die kruis en sê dat niks daaroor nie. Want dit vir hulle geen betekenis nie. Dan is daar mense wat die kruis bekyk en dan word hulle bly in hulle harte. Hoekom? Want dit is by die kruis wat hulle vir Jesus ontmoet het. En hulle die meester ontmoet en hy het hulle lewe verander. En hulle het hom so lief. En hulle het gesê, ek sal my kruis optel en ek sal hom volg, maak die saak wat my omstandighede is nie. Ek weet my verlosser leef. O my vriende, ek wil vanmôre vir jou sê, die kruis is belangrik. Ek wil dat jy weet dat daar kerke is wat hou wegdoen met die kruis. Want hulle sê is onnodig, ons het dit nie meer nodig nie. Wie wat sê Paulus? Hy sê die prediking van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons is die krag van God tot redding. Dis die plek waar ons gaan almal ontmoet. En dis die plek wat gaan skei. Wat gaan skei, die twee mandjies gaan skei. My vriende, of jy is deel van die goeie vye, of jy is deel van die slegte vye. Maar skeiding gaan kom. Glo vir my, ons is nou op daai pylvlak. Hier kom skeiding. Skeiding in die kerke. Skeiding in huise. God gaan dit doen. En ek en jy moet 'n keuse maak. Jy sien, ek het lankal my keuse gemaak. In 1986 toe het ek my keuse gemaak. En ek het hom nooit verlaat nie. Ek het hom lief in my hele hart. En weet jy wat? Hy onderneem vir my. Wie ons staan voor die deur van die wegraap. As baie mense wat nie eens meer daaraan glo. Ons staan voor die deur. En ek hoop jy is gereed. Dat jou omstandighede jou nie afgetrek het, maar dat jou omstandighede juist vir jou nader aan God gebring het. Want jy sien, daar's 'n God wat sy seun gegee het aan 'n kruishout. En hy moes sy seun aan daai kruishout, moes hulle hom vasspyker. Ek en my vrou was daar gewees in Israel. Ons het gaan kyk na Golgotha, waar die kruis was. En weet jy dat baie mense wil eintlik so toe gaan om te gaan kyk waar is die meester gekruisig. Maar weet jy die plek waar hy gekruisig is nie so belangrik. Maar of sy kruis sentraal in jou hart staan. Want dan kan jy duidelik in jou lewe sien dat jy 'n nuwe bestuurder. Hy bestuur jou lewe. Jy sien wat hy betaal vir jou aan 'n kruishout. En aan daai kruis moes hy uitroep, my God, waarom het jy my verlaat? Weet jy hoekom? Vir my en jou. Hy het gesterf aan daai kruis. En hy is graf toe. Ons was daar in die graf, maar hy is nie meer daar nie. Maar weet jy, hy is na die graf toe, en die graf kon hom nie hou nie, en hy het opgestaan, en hy lewe. O, my vriende, weet jy die wonderlikste ding, wat ooit met 'n mens kan gebeur, as jy ontdek dat Jesus lewe. Ek onthou dit, ek was nog 'n treindrywer gewees, wie moes teruggaan na die dekpont toe, en ek moes vir mense vertel, Jesus lewe, hulle kon dit nie glo nie. Eendag was ek nog 'n alkoholist en saam met hulle gevloek en allerlei dinge gedoen, maar nou kom ek en ek sê, Jesus lewe. Jy sien my vriende, is die wonderlikste ding om te ontdek, dat die meester lewe. En hy openbaar homself aan wie hy wil. Maar weet jy, toe hy opgestaan het in die graf, het hy hom openbaar aan baie mense. En hy doen dit nog steeds vandag.
Hy red moslims, boeddhiste, goddelose mense, raak hy aan. Hy openbaar homself aan hulle. Hy lewe. Maar hy het opgevaar na die hemel met 'n belofte. Hy sê, ek kom weer om julle na my toe te neem. My vraag is net, as hy sou kom nou vanmôre, hoe sou jy jou vind? Sal jy gereed wees om die meester te ontmoet? Want kyk, hy kom. Hy is die God wat ons omstandighede bepaal. En ek en jy moet in hy omstandighede toelaat dat hy sy wil sal geskied in en deur ons lewens. Ek wil jou inspireer vandag. Hy het jou baie lief. Hy het 'n prys betaal vir jou. Hy is waardig dat ons nou vir hom sal lewe. Weet ek was baie jare terug, was ek in die NG Kerk gewees op Kensington. En het ek en my kosbare vroukie besluit, ons wil nie meer Kersfees hê, soos net vir onsself. Daar's arme mense daar buitekant, wat niks het nie, wat nie eens 'n Kersfees ken nie. En ons het besluit, ons gaan vir hulle Kersete gee. En ek het die kerk se kommie gebruik, en ek het armes gaan optel, kindertjies orals. En daar was een tannie, en sy sê vir my, sy sê, Johnny, wil jy nie my dogter optel nie? Sy is 'n boemelaar. Ek sê, waar is sy? Nee, sy is daar in Germiston, iewers by 'n park. Ek sê, maar weet tannie, hoe groot is Germiston? Ja, maar sy weet waar hulle is. Ek sê, kom tannie, kom ons gaan kyk. En ons ry en ons soek in elke park, ons kry hom. Skielik spring sy uit die kombi uit, sy sê, daar's hulle. En sy spring uit, sy los die deur op en sy hart op die pad en ek maak die deur toe en ek gaan om die hoek. En ek kom daar by hulle, hier sy en haar ma aan die beklei. Die kind se naam is Zelda. En ma sê, Zelda, ons kan vir jou 'n heerlike ete gee by die kerk. Sy sê, ma, ek wil nie kos hê nie. Gee my geld vir 'n bottel wyn. Ek sê toe vir tannie, ons kan nie beklei nie. Kom ons los dit. Ek sê Zelda, ek sal vir jou die geld gee vir 'n bottel wyn op een voorwaarde, ek bid vir jou. En sy sê, maar reg, en sy hart vorentoe, sy val op haar knie, sy sê, bid. En ek sit my hand op haar kop, en ek bid vir haar, ek sê, Here, maak die wyn in hierdie vrou droog. Maak dit bitter. In Jesus naam, amen, en ek stap weg. Ons het 'n heerlike Kersete gehad. 2-3 weke later staan ek by die kerk, en ek is besig om daai naam, die psalms en die gesange reg te maak daarvoor. Hier stap daai Zelda in die kerk binne. Reg het op my af. Sy sê, is alles jou skuld. Voor al die mense. En ek sê, wat is my skuld? Sy sê, die wyn is bitter. Hy hoor, lei ons vir Zelda na die Here toe. En die vrouens in die gemeente vat vir Zelda. Hulle dag geskrop, gewas, nuwe klere gegee. Sy het so 'n mooi vrou geword. Sy het elke Bybelstudie bygewoon, die bidure bygewoon, nie 'n Sondagdiens gemis nie. En sy het gegroei in die Here. En toe ontmoet sy 'n man, en hulle raak verlief op mekaar, en hulle gaan trou, en eendag toe verdwyn Zelda. En ons het nie geweet waar sy nie. En ons het dan gesoek oral, ons kon haar nie kry. Baie lank daarna, ry ek en my vrou deur Primrose. Kyk so, ek sê vir my vrou, is dit nie Zelda wat daar loop nie? Sy sê, dis sy. Ek stop die kar, ek hardloop oor die pad, ek skree vir haar, Zelda. Sy draai om, ek sê, Zelda, wat gaan? Toe sy weer 'n boemelaar. Ek sê, wat gaan? Sy sê, daai man, hy het my verneek en God wil my nie help nie, ek wil niks met jou God te doen hê nie. En sy draai om en sy loop weg.
Ek wonder of jy weet, dat haar bloed is op daai man, wat haar verneek het, en haar lewe kom steel. Ek wonder of jy weet, as jy iemand mislei deur jou lewe, is daai persoon se bloed op jou hande. Is waarom ek en jy waarlik lig moet wees, sout van die aarde. Jeremia het vir ons hierdie ding opgeteken. En wie dwars deur die Bybel kan jy gaan kyk? Dis 'n weg, twee weg, weer weg. Die Psalm 1 is twee weg, weer. Hy praat van twee paaie. En dwars deur die Bybel lees ons van die twee paaie. En ek wonder vanmôre, daar's 'n pad wat verdwaal en verlore is, maar daar's 'n pad van redding, 'n smal weg, 'n heilige weg. En watter weg pas jou lewe? Ek wil vanmôre vir jou bid. Ek is hier, ek gaan nie weghardloop. As jy voel ek moet vir jou bid, dan sal ek dit graag wil doen. Maar kom ons sluit af met gebed. Ons vra die Here om ons te help. Hemelse Vader, U ken elkeen vanmôre, en U ken hulle harte, en U ken hulle weer, hulle omstandighede, hulle huishouding. So maklik om in die kerk te sê ja, halleluja. Maar so moeilik om daar buitekant sout en lig te wees. Maar Here, ek vra vanmôre vir U op 'n praktiese manier dat U net eenvoudig deur die Gees sal kom werk in elke hart. Kom afskil wat nie soos Jesus lyk. Here, ons het 'n woord vanmôre ontvang. En ons kan dit nie ligtelik gaan hanteer. Maar ons moet erns maak daarmee. Veral in ons eie harte. En ek vra asseblief, sonder die Heilige Gees is dit vir ons onmoontlik. Maar ek bid vir elkeen wat hier sit en weet dat God met hulle gepraat het. Here, dat hulle nie diep by daai deure sal uitgaan, sonder om hierdie saak reg te maak. En ek bid vir hierdie gemeente, Here. Hierdie gemeente moet hier in Sannieshof sout en lig wees. En hulle moet waarlik die evangelie gaan verkondig, 'n verskil maak. Dan pleit ek, Here, dat hierdie gemeente van krag tot krag sal gaan. En dat U sal kom skoonmaak, Here, sodat ons lewens heilig sal wees, onberispelik voor God en mens. Vra asseblief, Here, dat U dit sal kom doen, ook in ons dag. Die kerk het U nodig, Here. En sy lidmate het U nodig. Ag Here, Sannieshof het U nodig. Die hele Suid-Afrika het U nodig. En ons pleit by U asseblief. Kom maak weer U naam bekend. En kom stort U Gees opnuut uit. O Here God, ons pleit by U. Ons mense leef in omstandighede en kan U hand nie sien. Open hulle oë. Verhelder hulle geestesoë, dat hulle U hand kan sien, ook in alle omstandighede. Dat U die God is wat ons vorm en na U wil, en 'n God wat is, wat sal wees, tot in alle ewigheid, wat ons toekoms vashou in sy hand. Here, ek bid asseblief, vir elkeen wat hier sit, veral vir U kinders, dat hulle waarlik sout sal wees, en sal getuig, in Jesus naam.